Ons groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Bly vir elkeen wat hier is, en dan ook vir elkeen wat vanmôre inskakel en ook na die woord luister. En laasweek het ek aangekondig, dit is my derde laaste boodskap, vanmôre kondig ek aan as my tweede laaste boodskap in die gemeente. Volgende week gaan pastoor Tini van Wijngaard, die nuwe pastoor, wat dan die 23 Desember intrek, die gemeente bedien, die gemeente kom ontmoet, en dan natuurlijk ons afskeidsboodskap 1 Desember. Reg, van vanmôre praat ek met oor die tema om grense te verskuif. Om grense te verskuif. Die lewe is vol uitdagings en geleenthede. Ek het in die gemeente se Eufeesblad dit ook geskryf. Elke geleentheid is 'n uitdaging, en elke uitdaging is 'n geleentheid. As ons nou die voorbeeld gebruik van Israel wat die beloofde land inneem, was 'n wonderlike geleentheid wat eeue terug voorspel was, en dit was by daardie geleentheid om dit wel in besit te neem. Maar saam met daardie geleentheid was daar ook die uitdaging om die sterkte muur te laat val en die reuse te verslaan. So dit is so dat nuwe geleenthede uitdagings verg. As jy besigheid begin, 'n nuwe uitdaging. As jy van werk verander, 'n nuwe uitdaging. Maar saam met dit bly daar altyd, is geleenthede, maar saam met dit is daar uitdagings. Nou, die lewe is vol uitdagings en geleenthede wat jy nie benut nie, kniehalter jou geestelike en jou persoonlike groei. As jy geleenthede laat verbygaan, dan nie halter dit jou in jou menswees. Nou, daar's 'n paar voorbeelde wat ek net wil aanhaal rondom die grens wat jy moet oorsteek ter wille van groei, ter wille van vooruitgang en ter wille van die feit dat jy en ek nie stagneer en in 'n gemaksone bly vertoef nie. Tipiese voorbeeld is 'n babatjie leer om te sit, leer om te kruip, leer om te eet, leer naderhand om te loop, en alles lyk maar partykeer baie wankelig. En jy sien dat so 'n babatjie wat naderhand probeer loop, kort struikel en uiteindelik vastigheid onder hulle voete beleef en al hoe sterker begin loop en uiteindelik kan hulle hardloop. Dis als deel van grense oorsteek, van groei, als deel van dit waarmee jy en ek daagliks eintlik gekonfronteer word en as vanselfsprekend net gebeur. Jy dink nie net terug hoe jy gesukkel het om te leer om te loop, hoe jy gesukkel het om sekere goeders in jou lewe baas te raak en te bemeester nie. Die lewe het sy uitdagings. Nou, om grense te verskuif, vra dat jy die uitdaging sal aanvaar en dit omskep in 'n geleentheid, sodat jy daardeur uiteindelik kan bereik waartoe jy eintlik geroep en die Here jou voor geskep het. Ek wil nou vir u net vir 'n paar oomblikke laat dink van die een uiterste na die ander uiterste. Die onseker babatreetjies teenoor iemand wat die wêreldrekord in die Olimpiese spele breek met 100 meter. Die verskil van die onsekerheid en die verskil van die sekerheid. Die persoon wat die wêreldrekord breek, weet hy het die vermoë, want hy het as baba geleer om te loop, hy het later as 'n kleuter geleer om te hardloop, sy pa en sy ma die ballonne rondslaan en die balle rondslaan. Hulle het geleer om hulle spierkrag te ontwikkel. Grense is oorgesteek. En uiteindelik, jy en ek moet heeltyd grense oorsteek. As ons nie grense verskuif in ons lewe nie, dan stagneer ons en word ons eintlik 'n probleem. Dink byvoorbeeld aan 'n babatjie wat nooit kan loop nie. Al die ander groei by daai kind verby en die kind kan nie loop nie en hulle bly agter. Jy en ek word daagliks gedaag om grense te verskuif
sodat ons kan groei en uiteindelik kan wees waarvoor God ons geroep en bestem het. Daar's grense wat jy moet oorsteek in terme van jou intellek. Jy leer sekere vaardighede, jy leer sekere kundigheid by die skool, van een graad na die volgende graad, van een skool, laerskool na die hoërskool. Dis 'n grens wat oorgesteek word, en as jy nie grense oorsteek nie, bly jy agter. Daar's grense wat jy oor moet steek in jou verhoudinge. Jy leer om in jou verhouding te groei deur sekere grense oor te steek. Nou as ek 'n tipiese voorbeeld sal noem, kan jy dink aan jou eerste keus of jou eerste verhouding, dalk nog op laerskool. Ek onthou my ma het my vertel dat ek in graad 1 ek 2 meisies gejaag en hulle gesoen agter 'n boom. In graad 1. Nou ja, ek het toe seker daarna my vermoëns verloor, want toe het ek daarna gesukkel om regtig girl te kry. Tot Irene my vorige keer het gesê, ken ek jou van iewers? Ja, toe vat ek vlam uit die aard van die saak. Maar die punt is, nou moet ek nie verder praat nie. Die punt is, teenoor jou eerste verhouding, die onsekerheid om daai persoon se hand vir die eerste keer vas te hou. Die onsekerheid as jy daai persoon vir die eerste keer wil soen. En uiteindelik groei die verhouding totdat jy die huwelik bevestig word en ons weet wat dan gebeur het. Die aard van die saak is meer as dit handjies was. Jy het grense oorgesteek. Jy het grense verskuif in jou verhouding. Jy verskuif grense in jou beroep. Gedurig. En as jy nie grense verskuif nie, stagneer jy en bly jy agter en ander word bevorder en kry groter salarisse. Daarom is dit belangrik dat jy en ek gedurig die geleenthede om grense te verskuif sal sien en dit benut. Jy verskuif grense in sportprestasies. Jy speel jy dalk vir die onder 11 B-span en later speel jy vir die onder 13 A-span. Jy het gegroei in jou vaardighede. In jou geestelike lewe werk dit dieselfde. Jy en ek word gedaag om gedurig grense oor te steek of te verskuif. En om dit te doen, vra waagmoed. Dit vra dat jy en ek soms deursettingsvermoë sal openbaar, vra dat ons soms geloof sal openbaar, vra dat ons soms gehoorsaam sal wees aan die een wat ons roep, want ons grense in ons geestelike lewe wil verskuif. Ek gaan 'n paar voorbeelde aanhaal. Eksodus 3 is die mooi gedeelte van die roeping van Moses, waar hy besig was met sy daaglikse taak. Sy skoonpa se kleinvee opgepas daar in die woestyn. En toe sien hy skielik 'n doringbos en hy sien hom bly brand en hy wonder hoekom brand hy nie uit nie. En die Bybel sê, Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. Waarom die doringbos nie verbrand nie? En die Here sien dat hy nuuskierig nader kom. Toe roep die Here. Jy sien, dis maar net so iets alledaags wat gebeur in sy lewe, maar dit was 'n oomblik waar hy 'n grens oorgesteek het. Oomblik waar hy grens verskuif het. Eers was hy maar net die skoonseun wat die kleinvee oppas. Nou beweeg hy in 'n terrein waar God is. En ons lees die storie dat God sê hy moet sy skoene uittrek want hy staan op heilige grond. Nie net gewone grond wat warm onder sy voete is en sy sandale warm maak en sy voetsole brand nie, maar hy staan op heilige grond. Hy beweeg van gewone grond na heilige grond. Hy het oorgesteek. Hy het die grond verskuif in die teenwoordigheid van die Here. Nou boonbehalwe dat hy fisiese grond verskuif het, deur maar net een oomblik sonder God se teenwoordigheid te wees, en die ander oomblik is hy in God se teenwoordigheid. Lees ons in sy lewensverhaal hoe hy grense moes verskuif, oorsteek. Eers sê die Here, gaan na my volk om hulle te gaan verlos, maar hy sê nee, ek kan nie. Ek hakkel, ek het 'n spraakprobleem. Inteendeel,
Daar's 'n bordjie daar iewers in Egipte wat sê wanted. $1,000. Met sy prentjie op. Hy was 'n voortvlugteling. Hy het die Egiptenaar doodgeslaan. Hoe kan hy nou teruggaan na die gevaarsone? Hy moes daai grens oorsteek en verskuif van sy eie onsekerhede en sy eie vrese en sy eie tekortkominge om terug te gaan na die gevaarlike gebied. Vra van iemand om geloof te hê, dit vra van iemand om te sê, ek sal nie geïntimideer word deur die uitdagings wat voor my lê. Hy het daai grens oorgesteek en die Here het natuurlik vir hom gesê, hy gee vir Aaron sy mondstuk te wees. En baie keer in ons groeiproses het ons ander ook nodig om ons mondstuk te wees, om ons hulp te wees. En jy en ek moet die grense oorsteek. Eers het hy vrees gehad, hy het verskonings gehad, hy was onseker oor sy vermoëns, en die Here sê, daar's 'n staf in jou hand, gebruik dit. Dit wat jy in jou hand het God daar geplaas, en jy en ek kan dit wat God in ons hand geplaas het, gebruik, en ons weet uiteindelik, het hierdie staf 'n slang geword, en uiteindelik het hierdie staf baie dinge laat gebeur, onder andere die see laat kloof vir die volk om droogvoet deur te beweeg. Hierdie staf wat eenvoudig is, het God gebruik om Moses te help om in God te glo en te sien hoe God deur hom wonderwerke kan doen. 'n Ander voorbeeld is die voorbeeld van Josua. Josua het die opdrag gekry om die volk te laat deurtrek deur die Jordaan. My knegt Moses is dood, Josua 1 vers 2. Maak jou dan klaar en trek deur hierdie Jordaan. Dit vra dat jy in beweging sal kom. Dit vra dat jy die grond sal oorsteek wat jou keer om in die beloofde land in te gaan. Die Jordaan is nou vol, maar jy moet op 'n bonatuurlike wyse moet jy God vertrou dat hy jou help om oor te steek dit wat jou dalk kan verhinder om die beloftes van God in besit te neem. Josua trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk van die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel sal gee, elke plek waar jou voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle soos ek met Moses gespreek het. Jy moet glo. Elke plek waar ek my voetsool neersit, is 'n plek wat God vir my gegee het. Ek onthou, toe ek hier gekom het, dink binne daai eerste 3-4 weke toe John O'Brien, Willie se pa, my gaan voorstel aan 'n klompie mense in die gemeenskap, onder andere een van die onderwysers, Slang van Sail, en hy sê toe vir my, jong, jy moet 'n groot man se voetspore volstap. Toe sê ek vir hom, ja, ek weet, ek besef, Ben was 15 jaar hier, en hy was 'n erkende, gerespekteerde leier van die gemeenskap. Maar ek sê toe vir hom hierdie woorde, dis waar dat ek iemand anders se voetspore moet volstaan, maar ek moet my eie voetspore ook los. En dis belangrik. Wanneer jy grense oorsteek, los jy voetspore. En elke voetspoor wat jy los, is deur God se genade. Sy hulp en sy krag. Nou ja, ek het pastoor Ben 5 jaar verbygegaan. Want hy was 15 jaar en ek is amper 20 jaar. In hierdie gemeente. Maar ek wil net vir u die prentjie skets, dat jy en ek het die vermoë om grense te verskuif. Jy en ek het die vermoë om grondgebied in besit te neem. Jy en ek het die vermoë om te beweeg as God sê beweeg. Moenie stil staan nie. Trek uit en gaan waar God jou lei en doen wat God van jou sê. God roep mense vandag om grense te verskuif. Die grens in jou emosionele wese, daar waar jy kwesbaar is, daar waar jy voel dat jy gaan verswelg word, dis daar die grens wat jy jou gedagtes gevange neem en sê, Here,
ek neem dit gevange tot gehoorsaamheid aan U sê is met my oral waar ek gaan, en ek gaan nie toelaat dat my vrese my terughou nie. Ek gaan my grens oorsteek. Ek gaan nie meer vrees hê nie, maar ek gaan vrede in my hart hê, want God is met my. Oral waar ek gaan. God roep mense om grense oor te steek, nie net fisiese grense nie, maar ook geestelike grense. Ons is by die plek waar ons ook 'n grens gaan oorsteek. Diegene wat bereid is om grense oor te steek, deur God se wil in lewens te ervaar en daarvolgens te wandel, sal die bonatuurlike van God in hulle lewens ervaar. Wil jy moet dit weet? As jy God vertrou om grondgebied in besit te neem wat andersins vir jou onmoontlik is, sal die onmoontlikheid moontlik word wanneer God sy wonderbaarlike krag, genade aan jou sal demonstreer. Vir Moses was dit om die Rooi See te kloof, aanvanklik om Farao in die oë te kyk en vir hom te sê, laat my volk trek. Hierdie bang voortvlugtende wat teruggekeer het en sy vrese gekonfronteer het en vir Farao gesê, God sê, laat my volk trek. En soos die verhaal ontvou, hy toelaat dat God in hom en deur hom werk en spreek. Tot uiteindelik waar hy op die berg 40 dae, 40 nagte vertoef en die heerlikheid van die Here oor hom vaardig word. Wanneer hy afkom, dat sy gesig geblink het van die heerlikheid van die Here. Hy het 'n grens oorsteek wat geen mens op daai oomblik regtig beleef het nie. Hy het God se teenwoordigheid ervaar. En die Bybel sê God het met hom gepraat van aangesig tot aangesig. Hy het 'n grens oorsteek. Die heerlikheid van die Here beleef in sy lewe. Die wat die grense wil oorsteek en verskuif is mense wat God moet vertrou. Ek dink aan die inneem van die stad van Jerigo. Dit was ook die inleidende woorde rondom elke geleentheid is daar 'n uitdaging en elke uitdaging is daar 'n geleentheid vir God om iets te doen. Toe hulle deur die Jordaan beweeg het God gesê, trek eenmaal om die stad, elke dag vir 6 dae en niemand moet iets sê nie. Ja, dit was al klaar 'n groot toets. En terwyl hulle om die stad loop, sien hulle die magtige reuse. Dan sê die een vir die ander, ek dink Joshua is van looitjie getip. Ek dink Joshua weet nie wat hy doen nie. Ek dink Joshua het van die Here nie reg gehoor nie. Kyk die reuse. En dit van hulle mekaar negatief beïnvloed. Dit maak sin dat God gesê het, niemand moet iets sê nie. Stil moet hulle om die stad trek, want mense beïnvloed mekaar negatief deur verkeerde woorde. Maar uiteindelik die 7de dag toe hulle 7 maal omtrek en die ramshorings blaas, toe skree hulle 'n oorlogskreet. Jy kan dit gaan lees in Josua hoofstuk 6. Hulle het 'n oorlogskreet aangehef en die stad se mure het geval. En uiteindelik het hulle die stad ingeneem. En ek wil jy moet verhoorde verstaan, wanneer jy grense wil verskuif, wanneer jy die grens wil oorsteek, moet jy na God se stem in jou lewe luister. Jy moet doen wat hy sê. Jy moenie jou eie kop volg nie, jy moenie jou eie ding sê nie. Jy moet reageer op wat God se woord vir jou sê. En dan sal jy sien dat God jou help om grense te verskuif. Die versterkte stadsmuur sou geen Israeliet kon afbreek. Nou God het dit laat intuin. Uiteindelik het die volk die land in besit geneem en ek wil net ook verstaan, wanneer jy grense oorsteek is al goed om te doen. Boonbehalwe om na God se stem te hoor, boonbehalwe om te vertrou dat en te glo dat hy met jou is, moet jy ook soms fisies iets doen.
Hulle moes die mense gaan verslaan met hulle spiese. En laat met 'n klip gegooi of wat hulle ook al gedoen het daai dag. Hulle het die magtige reuse verpletter, omdat God met hulle was. Die inneem van hierdie goed, gepaard gegaan met gehoorsaamheid aan God se stem, deur geloof en vertroue in God, en deur fisies te doen, om die stad te loop, 6 dae sonder om te praat, die 7de dag het hulle geskreeu, 'n oorlogskreet, en toe hulle die stad in besit geneem. Hulle het fisies ook iets gedoen. God roep elke individu, as ook hierdie gemeente vanmôre, om grense te verskuif. Mag die grense wat verskuif word, ook die Constantina deure wees wat oopgaan. Mag die grense wat die gemeente gaan verskuif, nie net 'n lekker tyd wees in die Here se teenwoordigheid, maar dat hulle ervaar dat die Here hulle bekwaam maak om vir sy koninkryk iets te doen. Mag die grense wat die gemeente moet verskuif, grense wees aan mense nie in die banke warm sit nie, maar waar mense aktief betrokke is in God se gemeente. Jy word gedaag om grense te verskuif. En as mense wat dit doen, dink aan Joa wat besig is om die keyboard te bemeester. Ek dink aan Walter het dit Woensdag gesê vir Arina, hy wil nou basgitaar speel, en hy is vanoggend hier met die basgitaar. Dis 'n grens wat jy verskuif. Hy het die grens verskuif die eerste keer toe op die verhoog gestaan het, hy nog nie eens behoorlik om gitaar speel, is ek reg? Kon nog nie behoorlik gitaar speel nie, maar hy was daar, want hy wou iets vir God doen. Hy het die eerste tree gegee om oor die Jordaan te stap. En nou het hy die grens verder verskuif deur nog 'n musiekinstrument te probeer bemeester. En die Here gaan hom dalk help om nog ander musiekinstrumente te bemeester, want hy is gewillig om grense te verskuif. Hy is gewillig om gehoorsaam te wees aan 'n roepingsgawe wat God in sy lewe geplaas het. En dit geld vir enige van ons wat 'n roepingsgawe ook al het, bereid te wees om die uitdagings te aanvaar en dit te omskep in geleenthede. Dink aan Petrus, uitdaging aanvaar, om by die veiligheid van die boot te klim, en op water te loop, maar het geloof na Jesus het kom. Nie net alders te bolder oor die boot geklim en 'n mog getrof en mag die Here my help nie. Hy het uitgeklim na hy gevra, as dit U is Here, sê vir my ek moet kom. Die Here sê kom. Toe klim hy die boot, hy het 'n grens verskuif. 1 Desember gaan ek dit preek. As jy op die water wil loop, klim uit die boot. En baie keer is jou boot wat jy dink veilig, nie so veilig nie. Want 'n boot kan ook sink in 'n storm. 'n Boot kan 'n gat of twee hê wat water inlaat. En jy dink jy is ewe veilig in jou bootjie, maar eintlik is jou bootjie besig om te sink. Dan is dit beter om uit die boot uit te klim en God te vertrou om op water te loop. Grense verskuif, voordat jy soms dinge sal doen wat mense agter jou rug sal praat. Noag moes 'n ark bou en hulle het hom bespot. Josef het drome gehad wat hy in sy hart beleef het en nagejaag het. En as gevolg van sy drome is hy deur sy broers verwerp en eindelik verkoop vir 'n slaaf. Nehemia het 'n visie gehad en 'n droom gehad om die mure van Jerusalem te herbou. Grens wat hy moes oorsteek as 'n gevangene, iemand aan ballingskap, die koning te vra vir permissie, toestemming. Dat die koning hom sou stuur om die mure te herbou en toe Sanballat en Tobia en almal rondom hom gespot, en gesê, dis 'n ou muur, as die jakkals daar teenoor kom, gaan hy val. Daar was kompromie wat hulle probeer met hom smee. Johannes die Doper met sy boodskap
in die woestyn. Hy was soos 'n vreemdeling wat geroep het. So kan ons een na die ander persoon vanmôre na verwys in die Bybel, wat bereid was om die uitdagings te trotseer vir die geleentheid wat God vir hulle gegee het. Jy en ek moet ook vanmôre grense oorskry. Ek sluit af. Ek het 'n noot uitgemaak. Mense wat grense oorskry word menigmaal beskou as 'n bedreiging vir die status quo. Mense hou nie van verandering. Mense wil graag in 'n gemaksone sit. Terwyl ek die nota gemaak het, toe kon ek nie anders as om te dink aan die gawes van die Heilige Gees. Die charismata. Spreuke in tale, uitleg van tale, profeseë. Genadegawes van gesondmaking, werkinge van kragte. Die een gawe na die ander gawe wat God vir die kerk gegee het en vir individue in die gemeente. Vir wat? Om die gemeente toe te rus. Om die gemeente te help om te groei. En deel van groei van 'n gemeente is wanneer God se Gees teenwoordig is in 'n gemeente. Wanneer God se Gees beweeg en mense bewus word, die Here het nou met my gepraat. Die Here se teenwoordigheid het nou ervaar. Ek het in die week my huweliksregisters gaan ingee by Binnelandse Sake, want nou dat ek op pensioen gaan, het ek dit nie meer nodig nie. Party pastore wil graag dit nog hou, en hulle status as pastoor wil hou, dat ek kan trouers doen en nog 'n paar rand kan inkry, deel van hulle pensioenaanvulling, maar ek het net gevoel ek is klaar met dit, en ek gee dit toe daarin by Binnelandse Sake. Terwyl ek daar wag, toe kom daar iemand, ek gaan sy naam nou nie noem nie, blanke man wat daar in die Binnelandse Sake werk. Hy het 21, 22 jaar gelede in 'n diens gesit, hy's 'n gereformeerde persoon, in 'n diens gesit in Ellisras. En hy het op daai staan reeds op Binnelandse Sake gewerk. Miskien sal jy nou die koneksie kan maak, wil jy? En hy sê vir my, hy het een van my dienste bygewoon in Ellisras. Maar as 'n gereformeerde het hy iets besonders ervaar. Hy het die teenwoordigheid van die Here ervaar en het ervaar die Here praat met hom. En het al vir 'n paar mense in ons dorp daarvan vertel. Nou ek het hom nog nooit in die 20 jaar in ons dorp in ons gemeente gesien nie. Miskien was hy in die begin nie. Was in die begin, ja. Maar die punt wat ek wil maak, in 'n diens het hy iets van God ervaar. En as ons as gemeente wil sien dat die grense oopgebreek word, dan moet ons toelaat dat God se Gees in ons harte en ons midde funksioneer en beweeg. Ons moet beleef soos wat Moses ervaar het. Die grond waarop ons staan is heilige grond. Dit is nie 'n ou groen-blouerige mat tussen 4 mure wat ons 'n kerkgebou noem nie, maar hier is 'n plek waar ek met God ontmoet. Hier is 'n plek waar ek God se teenwoordigheid ervaar. Hier is 'n plek waar die gawes van God se Gees werk, want dit is die doel van die gawes om God te openbaar in die midde van die gemeente. Baie mense wil nie waag om te profeteer, daar te spreek en uit te lê. Baie mense wil nie bid vir siekes nie. Wat as die Here hulle nie gesond maak nie? Ja, wat? Dit is nie jou taak nie. Jy doen net wat God sê, hy sal maak gesond wie hy wil, en sy nie wil gesond maak nie, so dit sê die. Jy moet net gehoorsaam wees om die grens oor te steek en te doen wat God se woord sê. En soos ons gewillig is om grense te verskuif in ons geesteswêreld, in ons belewenis met God, hoe meer sal ons ervaar God is in ons midde. Watter grense is jy bereid om oor te steek? Wat is jy bereid om prys te gee, sodat jy wel die grens kan oorskry?
Want jy sien elke geleentheid is uitdaging. As jy graag wil hê die Here moet jou gebruik op die gawes van die Gees en die charismata, dan moet jy uitwaag. Jy moet bereid wees om so nou en dan 'n bietjie op te staan en jou voet oor die Jordaan te sit. En dan maak jy 'n fout. Hoopelik, genadiglik sal die voorganger in die gemeente jou daarop wys en jou help, en jou begelei. As jy sê jy het nou verkeerd gemaak, maar dis deel van groei. Waag volgende keer weer uit. Dis al hoe ek gegroei het. Die eerste keer toe ek gepreek voorberei het, waar ek my uithelp as student, toe preek ek vir myself daar in 'n leë kerkgebou en ek neem myself op met 'n tape recorder. Want ek wil hoor wat ek sê en hoe ek dit sê. En ek het in 'n preek van 20-25 minute seker omtrent 100 keer God gesê. En God het gesê. En God het God. En toe ek dit hoor, dog ek, joh, dit is kras op die oor. Om heeltyd te verwys na God. Maar die bedoeling was reg. Maar uiteindelik het ek ook deur die proses geleer. En ek maak nou nog foute. Ek probeer my foute ook maar afskaal so ver jy loop. Maar ek was bereid om te leer, sodat ek die grense kan verskuif. Ek wil jou vanmôre uitdaag. Raak stil by die Here en hoor wat hy vir jou sê. Terwyl jy dalk besig is met jou daaglikse take, soos wat Moses besig was om skape en die kleinvee op te pas, en jy sien iewers daar is 'n brandende bos, gaan bietjie nuuskierig nader, doen ondersoek. Dis dalk die geleentheid waar God homself aan jou wil bekend maak. En dan is die uitdaging om dan gehoorsaam te wees aan sy stem. En nie soos Moses aanvanklik verskonings te soek nie, want almal van ons doen dit, maar dat jy die uitdaging sal aanvaar. En dat die uitdaging 'n geleentheid word om 'n grens te verskuif. Al begin jy klein, as jy 20 jaar, 40 jaar terugkyk, dan sien jy tog grense verskuif. So terloops se sangdiens, is 40 jaar se sangkoortjies wat ek groot geword het. Maar wil jy sê, ja, is so. 40 jaar terug, en van u was dit nou nie. Maar dis ou koortjies. En nou leer, soos jy aangaan. Van die koortjies was kosbare koortjies. Dis dalk nou nog kosbare koortjies uit die aard van die saak. En dan die laaste wat ons gesing het, hy is die liefling van tweede laaste een, hy is die liefling van my siel. Het my gees aangespreek 40 jaar terug toe hy heel my geroep het vir die bediening. Dis 'n koortjie wat hier geroer het. Laat toe dat God ook deur die koorverse wat ons sing met jou praat. Laat toe dat God met jou praat deur sy woord, deur omstandighede, op watter manier laat God met jou praat. En dan wees gewillig om die grens te verskuif vir jou persoonlike en vir jou geestelike groei. Kom ons bid saam. Vader, om grense oor te steek en te verskuif is deel van die lewe. As inleiding van my boodskap het ek daarna verwys, 'n babatjie leer om te eet, en leer om te sit, en leer om te kruip, en leer om te loop. Uiteindelik kan so 'n babatjie 'n wêreldkampioen word in die 100 meter, omdat hulle vaardighede ontwikkel het, en omdat hulle gegroei het. Here, ek wil bid ook in ons eie gees, in ons menswees, help ons om te groei. Groei in verhoudinge, groei in ons emosionele lewe waar ons soms so onseker is. Groei in ons geloof waar ons soms so klein gelowig is. Groei in ons geloof om uit te waag en selfs uit die boot te klim en water te loop. Groei in die gawes van die Gees. Help ons om net te groei, Here. En in die proses grense te verskuif. As elke individu so ingestel is. En elke individu wat so ingestel is, deel is van die liggaam van Christus, die kerk, die gemeente. Dan sal die gemeente ook grense verskuif. Dan sal die gemeente ook groei. En sal die gemeente uiteindelik by die plek wees waar jy voor geroep en bestem het.
Ek bid dit alles om Jesus Christus se naam.